Goeiemiddag Matrix en welkom by vervaardigingsondernemings. En vandag gaan ons meer op die matriekse gedeelte fokus, waar ons gaan kyk na die produksiekoste staat en bietjie meer na ontleding en vertolking. Nou, die ontleding en vertolking het ek probeer op die stadium weer bietjie iets anders te doen, laat 'n mens kan kyk of 'n mens julle perspektief kan verbreed rondom dit wat ons wil doen. So, vir my gaan die sessie van vandag rondom miskien 'n belangrike gedeelte van 'n aansuiwering waarna ons moet kyk, maar ons gaan weer ook fokus op die gedeelte wat ons noem herhaling. Ek weet dit klink nou vir julle redelik erg, want ons doen hierdie goed oor en oor en oor, maar ek moet vir julle sê, Matrix, hoe meer jy die goeders inoefen, hoe beter word dit op die einde van die dag. So, wat ek gaan doen is ek gaan probeer op die stadium om elke keer vir jou iets niets, 'n nuwe dimensie by te sit, of miskien net bietjie iets byvoeg wat ons nog nie heeltemal soveel tyd aan spandeer het nie. So, in party van die goeders doen ons die volledige oefening waar ons al die notas doen. Vandag het ek besluit, dis tyd dat ons net fokus op die produksiekoste staat, en dan 'n gedeeltjie wat ons eintlik baie min tyd aan spandeer, en dit is die inkomste staat van 'n vervaardigingsonderneming. So ek gaan op die twee goed bietjie meer fokus en bietjie meer daarna kyk, maar vir my gaan dit nou daaroor dat ons moet regtig kyk na wat ons vir julle kan maak in 'n eksamen wat sinvol is. Nou, om dinge te herhaal, gaan ek gou weer iets doen wat ek dink julle miskien al mee vertroud is, en dit is, kom ons gaan kyk na ons PowerPoint aanbieding van ons vervaardigingsondernemings van die produksiekoste staat. Nou, julle sal sien dat ek het by die min of meer die PowerPoint aanbieding gehou soos wat hy was. So ons gaan weer kyk, ons is welkom by die Wolkskool vandag, en ons gaan kyk na vervaardigingsondernemings en ons gaan spesifiek fokus op die produksiekoste staat. Onthou, ons moet seker maak dat ons veiligheidsgoedjies in plek het, want daar is baie ongelukke wat kan gebeur in 'n fabriek. So kom ons kyk na die produksiekoste staat. Nou, die produksiekoste staat gaan ons kyk na die formaat, dit is die belangrikste, en ek sê weer, die formaat gaan ek van alles deurgaan, met ander woorde die notas en alles in totaliteit, dat jy kan sien presies waar moet ons wees in hierdie hele proses. Soos ek al vir gesê het, ek gaan hierdie keer dit omdraai en eers met die notas werk. So kom ons kry die notas uit die pad uit, dat ons dan kan fokus op dit wat ons vir vandag na wil kyk. Die notas gaan altyd op die gesigkant van die produksiekoste staat getoon word, en vandag gaan ons net die produksiekoste staat se gesigkant doen. So dit gaan eintlik nou vir jou bietjie iets niets en bietjie iets anders ter wees. Nou die notas tot die finansiële state van dit begin ons met die direkte materiaalkostes, en ons gaan later in die week gaan ons fokus op voorraadstelsels. Nou, hier gebruik ons die voorraadstelsel eintlik wat bekend staan as die periodieke voorraadopnamestelsel. Ons begin met die aanvangsvoorraad of die beginvoorraad plus die netto aankope. Onthou, jou netto aankoop is jou aankope minus jou krediteure afslag, plus jou vraggeld op aankope, plus goeder soos douanebelasting, C-belasting of wat ook al byvoeg, minus ons slotvoorraad, en dit gee vir ons direkte materiaalkoste. So as ons aangaan, dan sê ons volgende nota is direkte arbeidskoste. Nou die rede hoekom direkte arbeidskoste so belangrik is daar kan goeder soos fabriekslone nogal bykom, maar saam met fabriekslone gaan dit oor die addisionele bydraes wat die werkgewer bysit. So die fabriekslone fokus Matrix op daardie gedeeltetjie wat sê, dit is my werklike bruto lone wat ek aan my arbeiders moet betaal. Onthou, hier gaan dit nie oor die netto lone soos in 'n loonjoernaal nie. Ons fabriekslone hier is die bruto lone soos wat ons dit moet aanteken in ons finansiële state. Dan kan dit nog goed wees soos mediese fonds bydraes, werkloosheidsversekeringsfonds bydraes, ons moet dit alles bymekaar tel om ons totale direkte arbeidskoste dan te kry. So ons volgende gedeeltetjie van ons aanbieding, kyk ons na die
volgende nota, en die volgende nota is fabrieksboekkoste. Dis die een wat hulle nogal geneig is om gereeld te vra. So ek wil hê jy moet daar baie mooi kyk. Daar kan goeder soos indirekte materiaalkostes wees, en onthou gou, die indirekte materiaalkostes is altyd, jy moet gaan kyk wat die verbruiksgoedere voorhande was aan die begin, en wat die verbruiksgoedere voorhande is aan die einde. Dit is nogal baie belangrik. Plus jou indirekte arbeid, plus jou waardevermindering van jou fabrieksmasjiene en toerusting, en dan natuurlik jou onderhoud, masjiene en toerusting, dan jou fabriekshuur, fabriekselektrisiteit en water, en dan jou fabrieksboekkoste. Ons volgende nota kyk ons na verkoops- en distribusiekoste. Nou daar kyk jy na jou verkoopskommissie, plus die huur van die verkoopdepartement, plus die waardevermindering van die verkoopsvoertuig. Met ander woorde is alles uitgawes wat die besigheid moet aangaan om die produk te laat verkoop dan ook. Plus as hulle voertuig het, moet dit die verkoopsvoertuigsuitgawes, plus die oninbare skuld, en hierdie is vir die kinders altyd die moeilikste een om te verstaan. Ek gaan dit gou weer verduidelik. Ek weet ek het dit, toe ons dit die eerste keer gedoen, maar hierdie keer wil ek jy moet net weer mooi fokus daarop. Die verkoops- en distribusiekoste is die mense wat toestemming gee dat daar op krediet verkoop kan word. So met ander woorde, enige oninbare skuld wat ons besigheid het, is dan as gevolg van die feit dat hulle aan iemand skuld toegestaan het wat dit nie kon terugbetaal nie. So daarom is dit belangrik dat oninbare skuld val as 'n uitgawe onder my verkoops- en distribusiekoste. En dit gee dan ook vir my totaal van my verkoops- en distribusiekoste. Soos wat ons nou in die notas afbeweeg, sal jy sien ons begin nou fokus op die administratiewe koste, salaris en lone van kantoorwerkers of admin personeel, ons kantoor hier, dan natuurlik waardevermindering van kantoortoerusting, plus die versekering, plus die diverse bedryfsuitgawes, en dit gee dan vir my administratiewe koste. Hierdie nota wat ek nou gaan doen, is die een wat ek dink kinders baie maklik deur mekaar kan maak, en dit is die kosprys van klaarprodukte verkoop. Nou die kosprys van klaarprodukte verkoop begin ons met die aanvangsvoorraad van klaarprodukte, met ander woorde watter klaarprodukte was reeds aan die begin van die jaar vir my beskikbaar om te verkoop. Dan gaan dit oor die koste van klaarprodukte deur die jaar geproduseer, dit is die finale antwoord in ons produksiekoste staat, minus die slotvoorraad, dit wat nog oor is wat ons nog nie verkoop het in hierdie finansiële jaar nie. En dit gee dan vir my koste van klaarprodukte verkoop, of beter bekend by ons as die koste van verkope. Nou kom ons by die produksiekoste staat vir die tydperk geëindig. En dit is wat ons nou vandag na gaan kyk. En ek wil jy moet gou mooi kyk hier. Ons begin met die direkte of die primêre koste. Nou dit maak nie saak in watter volgorde dit is nie. Matrieks, jy moet dit al twee kante toe kan doen. Jou direkte koste of jou primêre koste bestaan altyd uit jou direkte materiaalkoste plus jou direkte arbeidskoste. Nou, die manier ek vir sê dit anderster gevra kan word, is hulle kan byvoorbeeld jou produksiekoste staat begin met direkte materiaalkoste plus jou direkte arbeidskoste, en dit gee vir jou dan jou direkte koste of jou primêre koste. Na jou direkte of jou primêre koste plus jou fabrieksboekkoste is gelyk aan my totale vervaardigingskoste vir die jaar, plus my goedere en bewerking aan die begin van die jaar, dit wat ek aan die begin van die jaar nog in die proses gehad het om produkte te word, minus die goedere wat nog in hierdie jaar in bewerking is, wat ek nog nie klaar gemaak het nie, so dit is nog nie 'n klaar produk nie, dit trek ek dan af, en dit gee dan vir my produksiekoste van my klaar produkte. Ons volgende gedeelte is een waarin ons baie min tyd spandeer by ons vervaardigingsondernemings, en ek het juis in vandag se les besluit, kom ons doen so iets. Nou, die van julle wat nie weet nie, ek het dit al in die verlede gesê, ek gebruik maar baie ou vraestelle om my goeders te doen, en my aanbiedings te doen, maar ek gebruik ook die nuwe era handboek, en ook 'n boek wat ons noem Gevorderde Rekeningkunde, wat deur Luken boekgewers uitgegee word, en dit is op die stadium een van die oefeninge wat ek vandag na kyk. So, dankie vir die manne van Luken uitgewers, dat ons die voorreg het om hierdie
inligting met julle te kan deel. Kyk gou hoe kort is jou inkomstestaat nou in hierdie proses. Jou verkope minus jou koste van verkoop is gelyk aan jou bruto wins. Dis standaard, dis wat julle ken. Maar kyk nou gou, op die stadium is daar geen ander inkomstes nie. Die kans dat jy by 'n fabriek nog 'n gedeelte van jou fabriek gaan uitverhuur aan iemand anders is baie skraal. Ek moet dit vir julle sê. So daarom sal ons nooit regtig waar 'n addisionele inkomste verdien by 'n vervaardigingsonderneming. Ek sit in my kop op 'n blok deur dit te sê, maar ek kan nie dink dat daar 'n ander inkomste is wat 'n mens nog kan byvoeg nie. Mens kan miskien 'n beleggingkie hê wat 'n rente-inkomste verdien, maar dit sal aan die onderkant bykom. Maar dit is 'n heel basiese inkomstestaat van die vervaardigingsondernemings. Na jou bruto wins is dit minus die ander kostes, en die ander kostes is dan my verkoops- en distribusiekoste plus my administratiewe kostes is gelyk aan my netto wins. So dis eintlik 'n baie eenvoudige konsep. So nou dat ons klaar is, sê ons hierdie is die volledige produksiestaat, produksiekoste staat, so kom ons kyk na 'n oefening. Ek sê weer, baie sterk om al hierdie teorie onder die knie te kry, ek weet dis baie, en as julle baie oorrekeningkunde voel soos ek hou nie baie van die teorie gedeelte nie, ek wil gaan sit en ek wil die werk fisies begin doen. So kom ons val met die deur in die huis, en kom ons kyk na die oefening vir vandag. Daarom sal jy sien, produksiekoste staat se opdrag. Ek gaan hom weer eens saam met julle deurlees. Julle gaan sien, ek gaan vandag, as ons deur die aansuiwerings is, gaan ek vinnig gou fokus om vir 'n oomblik gou eers al die belangrike aansuiwerings gou te bereken, en dan sal ek begin met die amptelike produksiekoste staat. Madias Kussings vervaardig Gaans veer kussings. Die finansiële jaar eindig op 28 Februarie 2019. Vir jou is gevra, stel die produksiekoste staat vir jaar geëindig 28 Februarie 2019 op, en ook 1.2, stel die inkomste staat vir jaar geëindig 28 Februarie 2019 op. Nou wat hy gaan doen het is, in hierdie vraag is hy het gesê, die volgende syfers is geneem uit die finansiële rekords op 28 Februarie 2019. So dan word hy al reeds 'n klomp inligting klaar daarby ingesluit, soos daar is reeds administratiewe kostes, die direkte materiaalkoste moet jy gaan uitwerk, fabrieksboekkoste het hy alles ingesluit behalwe die aansuiwerings wat nog moet plaasvind, verkoops- en distribusiekoste, direkte arbeidskoste, normale tyd, primêre koste, goedere en bewerking 1 Maart 2018, goedere en bewerking 28 Februarie 2019, en dan die verkope van 218000 en dan ons koste van verkope. Belangrik, daai goede sluit alles in wat ons normaalweg in ons notas sou gehad het. Reg? Maar nou sê hy vir jou by nommer 2, die volgende inligting is nog nie in berekening gebring. Nou, by van die plekke sal ek die berekeninge vir jou op 'n ander plek toon, maar ek voel op die stadium dat ons behoort redelik gemaklik reg te kom met dit wat ons gaan doen. Die fabriek het 6 werkers in diens. Elke werker het gedurende die jaar R19.000 aan oortydvergoeding verdien. Dit sal ons by die direkte arbeidskostes gaan byvoeg. Daar's nie regtige berekening nie. Ek dink jy sien, daar's 6 werkers, dus elkeen kry R19.000. So dis 'n eenvoudige berekening van 6 maal R19.000. Op 28 Februarie 2019 was indirekte materiaal ter waarde van R4.500 ongebruik. So met ander woorde, ons kan daar dadelik sien dat ons indirekte materiaalkoste is klaar ingesluit in ons fabrieksboekkoste van 256270. Maar nou sê ek vir jou, ons het alles wat ons gekoop het is nou daarin saamgevat, maar nou sê ek vir jou R4.500 is nie gebruik nie. So met ander woorde, ek gaan R4.500 by my fabrieksboekkoste moet gaan wegvat. By 2.3 sê ons vir jou, advertensie sluit R3.720 in vir 'n 3 maande advertensieveldtog wat op 31 Maart 2019 eindig. Daar's 'n berekening. Want ons finansiële jaar kan jy daar sien eindig op 28 Februarie 2019. En ons het ons advertensies klaar betaal tot en met 31 Maart en dit was vir 'n 3 maande advertensieveldtog. So met ander woorde, daar's 'n maand uitgesluit.
So kom ons gaan dadelik na ons antwoordblad toe en ons sê hier by die berekeninge, ons moet gaan kyk wat moet met my advertensies gebeur. Nou, die berekening is eintlik baie eenvoudig. Ons het vir julle gesê dat die waarde van my advertensies is 3720 en dit is vir 'n 3 maande kontrak. So ek deel dit deur die 3 maande en dit gee vir my dan die antwoord. Ons trek ons sakrekenaar nader, 3720 gedeel deur 3 en dit gee vir my 'n antwoord van R1240 per maand. En nou kom my vraag. Hoeveel maande is uitstaande of hoeveel maande het ons betaal? Ons het net vir Maart maand betaal wat buite kan my finansiële tydperk val. So ek moet R1240 by my advertensiekoste gaan wegvat. Maar nou, luister mooi. Wie is verantwoordelik vir my advertensies van my besigheid? En natuurlik sal ons mekaar dan daar kan sê, dit is ons verkoops- en distribusie mense is verantwoordelik vir daardie advertensiekoste, so sal dit by hulle weggevat moet word vir die volgende jaar wat ons dit mee gaan werk. Nommer 2.4 dink ek is een waarmee julle nogal kan stoei. En ons gaan nou weer na die berekening kyk, is eintlik baie eenvoudig, maar ek wil hê ons moet gou-gou tyd daarin spandeer. Huuruitgawes by die bogenoemde syfers weggelaat. So nou word die huuruitgawes nêrens ingebring. Totale huur gedurende die jaar beloop 91.020. Maar kyk nou wat sê die volgende gedeelte. Die huur vir Februarie 2019 is nog nie betaal nie. So met ander woorde, ek het betaal van 1 Maart 2018 tot en met 31 Januarie 2019. En nou net om dit interessant te maak, sê ons weer ook vir julle daar, hier is op 1 Januarie 2019 met R820 per maand verhoog. Nou die fabriek is verantwoordelik vir 75% van die totale huuruitgawe en die administratiewe afdeling vir die res. So nou, kom ons gaan doen eerstens die berekening om te kyk wat is my huur per maand, want dit het ek nie. So met ander woorde, ek moet my huuruitgawe mee gaan werk. En kyk nou gou wat gaan ek vir jou sê. Weereens gaan ek hom gelykstel aan X en X is op die stadium die huur aan die begin van die finansiële jaar. So nou moet ons gaan kyk. En ek gaan dit vir jou probeer maklik maak. Ek gaan nie nou die totale prentjie elke keer vir jou of 'n sketsie teken nie. Wat ek gaan doen is dit. Die huur het verhoog op 1 Januarie, is ek reg? So met ander woorde, ons het 'n maandelikse paaiement betaal van die 1 Maart tot en met die 31ste Desember. En nou moet ons gaan uitwerk hoeveel maande is dit. Dis Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, Oktober, November, Desember, so dit is vir 10 maande het ons X rand per maand ontvang. Of betaal, ekskuus. So 10 maande het ek X rand per maand betaal aan huur. Van daar af het ons nog onthou, ons het net tot en met einde van Januarie betaal. So ons het vir 1 maand het ons betaal die X bedrag aan die begin van die finansiële jaar plus nog 'n addisionele R820 en dit het die bedrag te staan gebring op R91.020. Nou die feit dat ons net tot en met 31 Januarie betaal, beteken ons is nog 'n maand wat ons se huur moet betaal. Reg, so daarom gaan ons nou ons berekening verder doen en ons berekening verder sê nou vir ons die volgende. So dit sal dan wees 10x plus. En nou gaan vermenigvuldig ons dit in. 1 maal x gee vir jou is 1x. Geef my is 1x. Plus 1 maal 820 is 820. En dit is gelyk aan 91.020.
So nou kan ons net dood eenvoudig, en ek sal die sakrekenaar nou vir onsself nader trek. Ons sakrekenaar wat ons nou gaan nader bring, sê ons vir julle gou daar, dat 10x plus 1x gee vir ons 11x. En dit is gelyk aan, en ek gaan nou sommer daai sommetjie gou vir jou doen, dit gee dan vir jou 91.020, die 820 is 'n plus, so as ek kom na die ander kant van die gelykant toe skuif word hy 'n min 820, so 11x is gelyk aan 90.200 rand. Ons wil net x hê. Reg. So met ander woorde, ons gaan nou x uitwerk. X is gelyk aan, en nou gaan ons aan sakrekenaar toe, 90.200 gedeel deur 11, so ons maandelikse huur voor die verhoging was 8.200 rand gewees. Nou, ons wil nou weet, wat is die totale huur wat ons nou vir die jaar gehad het. So met ander woorde, totale huur is gelyk aan. En nou moet jy baie mooi kyk wat ek nou gaan doen. Dit is mos die 91.020 plus die maandelikse bedrag. Nou kyk gou hierso. Plus, en ek gaan dit gou vir jou so stel. Dis die 8.200 wat ons bedrag aan die begin van die finansiële jaar was, plus die 820 rand. So met ander woorde, 91.020, en daar kan ons die sommetjie gou doen. 8.200 plus 820 geef my is 9.020. So 9.020 is na die verhoging. So ons gaan dit dan net so doen, is gelyk aan, ons gaan terug na ons sakrekenaar toe, en is die 9.020 plus dit wat ons dan reeds betaal het van 91.020. So die totale huur vir die jaar is 100.040 rand. Maar nou, dis nie wat ons wou geweet het nie. Ons wil weet wat die verdeling is. Nou in die verdeling het ons daar vir julle gesê dat die fabriek is verantwoordelik vir 75% van die totale huuruitgawe en die administratiewe afdeling vir die res, want hulle het vir jou gesê hier is glad nie opgeteken nie. So met ander woorde, ons moet dit nog gaan byvoeg, so ons gaan dit in die eerste plek byvoeg by fabrieksbokoste. Is gelyk aan, ons vat die totale bedrag van 100.040, maal dit met 75%, en ek gaan die berekening gou daar vir julle doen, 100.040 maal dit met 75 gedeel deur 100, gee vir ons 75 en 30. So ons moet onthou, ons moet daai 75 en 30 gaan byvoeg by die fabrieksbokoste. Maar nou moet ons sommer die administratiewe kostes sommer ook dan daar gaan byvoeg. Nou die administratiewe koste is die totale hier nog steeds 100.040. Reg? Nou jy kan dit nou gaan doen 100.040 minus die 75.030 van die fabriek, en dit gaan vir jou 'n antwoord gee van 25.010 rand, of jy kon gegaan het en gesê het 100.040 maal dit met 25%, en ek gaan dit gou vir jou daar wys. Ek gaan sien dit kom op presies dieselfde bedrag uit. 100.040 maal dit met 25 gedeel deur 100, en dit gee vir jou antwoord van 25.010. So daar's twee maniere om by daardie antwoord uit te kom. Nou kan ons na ons produksiekoste staat toe gaan. Nou moet jy die formaat ken. Nou jy sal sien daar is die primêre koste. So as die primêre kostes daar staan, beteken dit ons moet weet wat is ons twee gedeeltetjies wat dit bepaal. So dit is ons direkte materiaalkoste, en onder dit is ons direkte arbeidskoste.
Reg. Nou ek weet nie wat is my direkte materiaalkoste nie. Maar ek kan my direkte arbeidskoste gaan uitwerk, want ek het vir jou gesê, die direkte arbeidskoste het begin met 'n bedrag van R452.000. So ons gaan na die arbeidskoste toe en ons begin daar met die R452.000 ekskuus, ek wil net seker maak van die bedrag, R452.000 plus. En nou gaan ek gou weer eens daar die aansuiweringkie lees wat ons gehad het. Die fabriek het 6 werkers in diens, elke werker het gedurende die jaar R19.000 aan oortydvergoeding verdien. En dit is nog nie geboekstaaf nie. So met ander woorde, ons gaan dit daar aantoon deur te sê R452.000 plus R19.000 maal dit met die 6 werkers. So kom ons gaan kyk net gou daar. Kom ons doen die berekening. Ek gaan eers die berekening doen vir die R19.000 maal dit met die 6 werkers. Dit geef my 'n bedrag van R114.000 plus die normale tyd salaris of vergoeding wat hulle gekry het van R452.000. So dit geef my direkte arbeidskoste van R566.000. Maar kyk wat het ek vir jou gegee. Ek het vir jou gegee die primêre koste. So nou kan ons die primêre koste net daar gaan aantoon. Ons primêre kostes is R1,308,500. So as ek my primêre koste het en ek het my direkte arbeidskostes, dan kan ek mos my direkte materiaalkoste gaan uitwerk. So al wat ek gaan doen, ek gaan dit vir daar na kies toon, 1,308,500 minus my direkte arbeidskostes van R566.000. En as jy daai berekening daar gaan doen, 1,308,500 minus R566.000 geef my direkte materiaalkostes van R742.500. Na die primêre koste moet jy weet, kom my fabrieksbokoste. Nou die fabrieksbokostes, weet julle was daar mos nou 'n aansuiwering en ek kan hom sommer vir jou daar uitlig. Kyk gou daar. Daai is nog nie opgeteken nie. En daarmee saam ook nog het ons indirekte materiaal van R4.500 wat ongebruik is. Wat nog steeds in die fabrieksbokostes ingesluit is. So ons gaan toon ons fabrieksbokostes se bedrag in ons berekening van 256,270. So ons begin daar by die fabrieksbokoste met die bedrag wat ons daar gehad het van 256,270. En nou, daai ongebruikte voorraad van R4.500. Dit is nog nie 'n uitgawe vir ons nie, want ons het dit nog nie opgebruik nie. So daarom trek ons daai R4.500 trek ons daar af. En dan nou onthou, ons het vir jou gesê die fabrieksbokoste se huur is nog glad nie daarby in berekening. So nou moet ons dit gaan in berekening bring. So dit is plus die R75.030. So as jy nou daarna gaan kyk, moet ons gou die berekening net gaan doen. Kom ons kry ons sakrekenaar. Dit is 256,270 minus die 4.500 van die indirekte materiaal wat ons nog nie opgebruik het nie, plus my huur van R75.030 en dit gee vir my 'n bedrag van R326,800. Nou, hoe kry mense die produksiekoste gedurende die jaar? Dit is jou primêre koste van 1,308,500 plus my fabrieksbokostes van 326,800 en dit gee vir my 'n bedrag van 1,635,300. 1,635,300. En nou moet jy baie mooi verstaan
dat ons volgende gedeeltetjie is die goedere in bewerking aan die begin van die jaar. En kyk gou hier. Dit is eintlik baie nice met julle. Kyk, daar gee ek hom vir jou. So dis 58.500, so ons voeg dit by. 58.500. So nou kan ons totale produksiekoste vir die jaar kry. So dis die 1,635,300 wat ons op ons sakrekenaar nog het, plus die 58.500. So dit gee nou vir my totale produksiekoste van 1,693,800. Maar nou, onthou nou gou die volgende, nou moet jy mooi luister. Daar is mos van daai goed wat nog nie vervaardig is nie, wat nog in die proses lê. En dit is my goedere in bewerking aan die einde van die jaar. En nou, onthou, dit moet ons mos nou gaan uithaal. En ek gaan dit net so spasiekie daar maak, julle gaan nou sien wat ek gaan doen. Maar ek weet nie wat dit is nie, want kyk gou hier. Daar het ek vir jou net dood eenvoudig 'n vraagteken gesit. So nou moet ek 'n alternatiewe metode gaan kry om dit te gaan uitwerk. En dit het ek klaar gelees, maar ek gaan dit nou vir jou wys. Kyk hieronder. By nommer 3 sê ek vir jou, gedurende die jaar is 46.500 kussings vervaardig teen 'n eenheidskoste van R35 elk. So dis hoe ek my koste van verkope gaan uitwerk. So met ander woorde, hoe kry ek my koste van produksie van klaarprodukte? Gaan dit gou vir jou daar wys. Dit is 46.500 eenhede wat vervaardig is, teen R35 per eenheid. En nou gaan sê ek vir jou daarso met my berekening op my sakrekenaar, 46.500 maal dit met 35, so met ander woorde, my totale koste van produksie vir die jaar is 1,627,500. En nou gaan ek dit net so hou, want dit is nou belangrik dat jy kan sien, onthou sê die goedere in bewerking maak eintlik my bedrag of my totale produksiekoste minder. Kyk gou hier. Ons het nou ons koste van produksie van klaarprodukte, en nou gaan ek om die goedere in bewerking uit te werk, moet ek die totale produksiekoste gaan aftrek. Minus 1,693,800. En nou kan jy sien, dit gee vir jou minus 66.300, en dis presies soos wat hy daar in hakies moet wees. Minus 66.300 rand. Reg, daar is my produksiekoste staat dan volledig klaar gedoen. Nou die inkomste staat is baie eenvoudig, en ek hoop julle volg my net gou, want ek gaan baie vinnig hierdeur gaan. Ons begin altyd met ons verkope. Jy kan ook praat van die besigheid se omset. Kyk, daar was niks wat snaaks was nie. Ons verkoop het ons vir julle gegee as 2180000. Skus, kom ek wys dit net vir julle. Daar kan jy dit sien, daar is jou verkope is 2180000. Maar ek wil vir jou iets wys. Hier is 'n baie interessante gedeeltetjie wat ons hier by die onderneming gebruik, 'n winsopslagpersentasie van 60% op kosprys. Kyk gou hier. Daar staan, gedurende die jaar is handelskorting van R60.000 aan ander groothandelaars toegestaan. Nou onthou nou gou, as ons handelskorting toestaan, dan beteken die ouens het minder betaal. So ons sal 'n manier moet kry om eers daai korting terug te sit, voordat ons kan gaan uitwerk wat was ons kosprys gewees. Want daai verkope is mos nou die verkope minus die handelskorting wat ons klaar gehad het. So daarom, as jy na die berekening gaan kyk vir die koste van verkope, gaan ons mos nou vir jou daar sê, en kyk gou hier, dit is die 2180000 plus die afslag van R60.000, want dan weet ons mos nou wat die totale werklike verkope was, en dan moet ons daai bedrag gaan, en ek moet dit gaan maal met 100,
gedeel deur 160, want dit is mos hoe ek my winsopslag gaan bereken. So kom ons kyk gou hier. Sakrekenaar 218000 plus die 60.000 gee vir ons het in werklikheid in terme van my verkope was dit 2240 se goedere wat ek verkoop het, maal dit met 100 gedeel deur 160, so dit gee my koste van verkope van 1400, skus, dat ek net gou daar oorskuif, 1400 000. En nou van hier af is dit buite nou daai aansyferings wat ons nog in berekening moet bring, is dit net sakrekenaar goed. So dis 2180 000 minus 1400 000. So dit gee my 'n bruto wins van R780.000. Reg? En my bedryfsuitgawes bestaan net uit twee goeders uit. Verkoops en distribusiekoste en ons administratiewe koste. Nou albei van die goed het ongelukkig 'n aansuiwering gehad. So kom ons gaan kyk gou na die aansuiwerings. Wat betref my verkoops- en distribusiekoste was daar 'n advertensie wat vooruitbetaal was. So met ander woorde, ons verkoops- en distribusiekoste se bedrag, daar kan jy sien, was 127.100. So kom ons toon hom daar. 127.100 rand. En nou, kyk gou hier. En ek gaan dit nou vir jou gou daarby skryf. Dit was 'n vooruitbetaalde uitgawe. So met ander woorde, dit beteken ek met daai 1240 moet ek gaan aftrek. Minus 1240. So ons vat ons sakrekenaar 127.100 minus 1240. So dit gee my 'n bedrag van 125.860. En dan die volgende ene is my administratiewe koste. En ek gaan dit gou weer net vir jou wys. Ons administratiewe koste aanvanklik was gewees R62.930. So ons toon dit daaraan. R62.930. Maar onthou nou gou, die huur was nie ingesluit daar nie. Die huur was al mos heeltemal uitgesluit en daar het ons dit uitgewerk, administratiewe kostes se huur was gewees R25.010. So dit moet ons dan daar gaan byvoeg. Plus R25.010. En as jy dan gou daai berekeningkie daar kan doen, 62930 plus 25.010. So dit gee my antwoord van 87,940. Nou dis ons enigste ander uitgawes wat ons vervaardigingsonderneming het. So dan gaan tel ons net gou daai twee bymekaar. Die 87,940 is reeds op die sakrekenaar plus die verkoops- en distribusiekoste van 125,860 en dit gee my dan 'n bedrag van 213,800. So dan vat ons nou ons bruto wins van 780.000 minus die ander uitgawes van 213.800 rand. So dit beteken my netto wins vir die jaar is 566,200 rand. Bietjie iets anderster, bietjie iets niets. 'n Ander manier van kyk daarna. So kom ons hoop dat dit vir julle
weer eens iets niets was vir vandag. So kom ons kyk nou gou na opdrag 2. Ek gaan baie vinnig daardeur beweeg. Opdrag 2 sê ons vir julle daar, Bianca Koen is die eienares van Koen Skoene, 'n vervaardigingsonderneming wat tennisskoene vervaardig. Die finansiële jaar eindig op 30 Junie. Produksie vind plaas aan die hand van bestellings ontvang, dis is daar geen goedere in bewerking saldos nie, glad nie. Ek werk net op bestelling, so daarom is daar geen goedere in bewerking. Soos vir die ouens het bestel, so maak ek dit en so verkoop ek dit. Reg. Nou hulle vra vir jou lewer kommentaar op die vaste koste per eenheid. Neem in ag dat die vaste koste toegeneem het van R236.800 gedurende 2018 na R238.000 in 2019. Bianca wil weet of die vlak van produksie gedurende 2019 bevredigend was. Bereken die gelykbreekpunt vir die jaar geëindig. Dink jy die vlak van produksie is bevredigend? Haal syfers aan om jou mening te staaf. En die laaste ene, Bianca is bekommerd oor die bestuur van die veranderlike kostes. Identifiseer een probleem met die veranderlike kostes. Haal toepaslike syfers aan om jou antwoord te staaf. Maak 2 voorstelle van wat sy kan doen om hierdie probleem op te los. Nou daar is ons inligting. Nou ons eerste vraag, en ek gaan nou na die antwoordblad toe gaan. Ons eerste vraag vra, lewer kommentaar op die vaste koste per eenheid. Neem in ag dat die vaste koste toegeneem het van R236.800 gedurende 2018 na R238.000. Nou, die heel eerste ding wat ek vir jou kan sê, as hy net uit letterlik gestyg met R3.200. So met ander woorde, as hy net met R3.200 gestyg het, dan kan jy mos sê dat die gedeelte is baie goed beheer. So jy sê jou vaste koste is baie goed beheer. Maar nou moet jy dit gaan verduidelik, hoe het jy daarby uitgekom? En dit is baie eenvoudig. Jy moet gaan sê, wat was die styging? So, die styging, en ek gaan nou die antwoord vir jou gee, maar ek gaan vir jou ook wys hoe ek daarby uitgekom het, die styging is slegs 0,5%. Hoe kry ek dit? Jy kry die verskil tussen daardie twee bedrag. So jy vat die 238.000 minus die 236.800, en ek gaan dit nou op die sakrekenaar vir jou wys, is gelyk aan, kyk daar, 238.000 minus 236.800, so dit gee vir jou bedrag van R1.200. En om die persentasie te kry, deel ek dit deur wat die bedrag aan die einde of aan die begin van die jaar was. Dit was die 236.800. Maal dit met 100. Nou kom ons gaan doen gou daai sommetjie. Ons het die R1.200 al reeds daar. Deel dit deur 236.800. Maal dit met 100. En dit gee vir jou 0,56. So dis maar 0,5%. Reg. So, dan kan jy net daar gaan byvoeg. Die styging is slegs 0,5%, wat baie laer is as die inflasiekoers van plus minus 5%. Ja, dit is min of meer waar jou inflasiekoers gewoonlik lê. Nou hier moet ons gelykbreekpunt gaan uitwerk. Nou ek gaan dadelik begin deur, ek gaan nie vir jou skryf as die gelykbreekpunt, ek gaan dadelik begin met die berekening. So dit is my vaste koste se bedrag gedeel deur die verkoopprys per eenheid minus die veranderlike koste per eenheid. So kom ons gaan kyk.
Ons vaste kostes het hulle vir jou gegee. Daar is jou vaste koste aan die einde van die jaar. R238.000. So dis R238.000. En onder moet ons hom nou gaan deel deur ons verkoopprys per eenheid. Nou daar is ons verkoopprys per eenheid van R14.50 minus ons veranderlike koste per eenheid, en daar gee ek die veranderlike koste per eenheid vir jou van R11.75. So met ander woorde, dit is R14.50 minus R11.75. So nou kan ons net daai berekening gaan doen. Kom ons sê gou R14.50 minus R11.75. So dit gee my antwoord van R2.75. So kom ons kyk, 238.000 gedeeld deur R2.75. Dit gee vir jou 'n antwoord van 86545,45. Asseblief. Matrieks, hy moet altyd opgerond word. Jy kan nie hier gaan afrond nie. Hy moet, al is dit 86545.1, moet jy hom oprond. So met ander woorde, om gelyk te breek, want jy kan nie net 'n komma iets produk vervaardig, jy moet die produk klaar maak voordat jy dan gelyk breek. So met ander woorde, as ons daar net gou dan kan kyk, weer eens op ons sakrekenaar, is dit 86545,4, so dit sal wees 86546. 86546. En onthou om daarby te gaan skryf eenhede. OK. Nou vra hulle vir jou, dink jy die vlak van produksie is bevredigend? En nou gaan ek vir iets wys waarna jy moet kyk. Aantal eenhede vervaardig en verkoop is R85.000. Ons moet 86.000 eenhede vervaardig. So is dit bevredigend? Dadelik gaan jou antwoord wees. Vlak van produksie is bevredigend? Nee. En dan gaan sê jy, die produksievlak van 85.000 eenhede is 1546 eenhede minder as die gelykbreekpunt van 86546 eenhede, wat beteken dat die onderneming 'n verlies maak. Ons laaste twee vragies voordat ons hierdie dinsdagmiddag klaarmaak. Vra ons vir julle daar, Bianca is bekommerd oor die bestuur van veranderlike kostes. Nou ons moet haar help. Haal toepaslike syfers aan om jou antwoord te boekstaaf. So met ander woorde, kom ons gaan kyk na ons direkte of ons, so wat hulle dit noem, ons veranderlike kostes. Nou kyk gou daar, R5.50 en dan natuurlik die berekeninge verder. Ek gaan gou vir jou terug gaan na die antwoordblad toe. Die direkte materiaalkoste het gestyg met 37,5%. Hoe het ons daarby uitgekom? Kom ons gaan wys gou vir jou. Sy koste was R5.50. Kom ons maak dit 5,5. En aan die begin van die jaar was dit R4 gewees.
So dit gee dan vir jou 'n antwoord daar van R1.50 en dan gaan ons dit nou deel deur R4, ek gaan nou nie die kommas daar bysit nie, is gelyk aan, kom ons wys dan net gou op die sakrekenaar vir jou, R1.50 gedeel deur R4, gee vir ons dit, maal dit met 100, en dit gee vir 37,5%. 37,5%. So met ander woorde, daar moet jy dan net sê, dit is baie hoër, as die inflasiekoers van plus minus 5%. Nou, hoe kan 'n mens hierdie probleme nou oplos? Die eerste ene waarna ons gaan kyk, verminder vermorsing deur werkers beter op te lei en dan kontroleer die uitreik van grondstowwe deur slegs genoeg materiaal uit te reik. En dan ons laaste enetjie wat ons daar net gaan byvoeg. Natuurlik kan ons ook, en dit is maar die algemene antwoord wat ek altyd eers aan dink gewoonlik, soek 'n goedkoper verskaffer van grondstowwe. Reg, matrieks, ek dink dit is nogal redelik in 'n neutedop alles saamgevat oor vervaardiging. Ons gaan môre 1 rekordeksamen vraestel vraagie rondom vervaardigingsondernemings doen. Soos ek sê, dit gaan oor herhaling en oefen. So matrieks, dankie dat jy vandag weer eens by ons ingeskakel het. Ons sal môre aangaan met die rekordeksamen oefening. Sterkte, geniet die res van julle dag.